Ja, ek dink die winter eis so 'n bietjie sy tol ook onder ons. Kom ons lees Levitikus 1, net die eerste 3 verse. Ek gaan so 'n bietjie daarop fokus vanaand. Miskien kry ons dit die eerste keer hierdie jaar reg om voor 8 uur klaar te wees. Kobus, ons begin met die Bybelstudie. Hallo sê vir almal. Hallo Jakobus. Hallo jong. Hy het 'n operasie gehad. Kobus, ek sien tot sien. So hy kan nie vanaand hier wees. Nee, vreemd as gewoonlik selfs. Kan hoor sterkte daar. Ons mis jou hoor. Van sterkte. Ekskuus hy terug. Dis reg. Ekskuus tog? Levitikus 1 vers 1 tot 3. Net daardie 3 verse. En dan sing ons Psalm 100 vers 1 en vers 2 en ons sing dit op die kom ons sê maar die Afrikaanse melodie. Ja, die melodie wat baie vrolik klink. En weer eens net mense let op in hierdie Psalm, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig. Nou, dit is presies waaroor ons bespreking vanaand gaan, oor die feit dat ons nader aan God mag kom. Ag, ek is seker julle ken hom uit julle kop uit. Ja. Goed. En dan sal ek nadat ons gesing het dan voorgaan in gebed. Die Here het Moses geroep en uit die tent van ontmoeting met hom gepraat. Hy het vir hom gesê: "Praat met die Israeliete en sê vir hulle: wanneer een van julle vir die Here 'n offer wil bring, moet julle van julle vee as 'n offer aanbied, van die beeste of van die kleinvee. As die persoon se offer 'n brandoffer is, uit die beeste moet dit 'n bul sonder gebrek wees wat hy bring. Hy moet dit na die ingang van die tent van ontmoeting bring en dit so aanbied dat hy voor die Here aanvaarbaar is." Goed, kom ons sing daai eerste 2 verse van Psalm 100. Leef jy voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Die Here is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees, en skape van sy wyke wees. Bid saam. Here, wat 'n genadewonder is dit dat U vir Uself 'n kudde bymekaar maak uit die groote mensdom. Here, U kom met U genade na ons toe ook vanaand weer, en U wil ons aanspreek en U wil ons laat nader kom, omdat U so 'n God is, wat juis mense wil laat lewe by U. Ons by U en U by ons. En Here, wil U in U groot goedheid gee, dat ons dit ook vanaand so mag ervaar, dat ons werklik waar mag beleef, dat ons in U teenwoordigheid is. Werk daarom met die wonderlike krag van U Heilige Gees in ons harte, in ons lewens, en wil U ons heeltemal omvou met U groot goedheid. Hoor ons as ons dit tot U bid, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Goed, ek het al in die verlede meer kere daarna verwys, maar herhaling is altyd 'n goeie tool om jy onderwys te gee. Die hele erediens van Israel was 'n reis, 'n beweging, van een plek na 'n ander. Mens hoor dit ook letterlik hier aan die begin van Levitikus, as hy sê, wanneer iemand dan na die Here toe kom met sy offerande. Met ander woorde, daar's 'n beweging van die een plek na die ander. Baie keer dink ons oor Levitikus dat dit baie staties is. Dis net 'n klomp wette en alles oor so gegiet in 'n vaste vorm. Maar dis juis nie so nie. Levitikus praat van beweging,
van die een plek na die ander, en dit het geweldige betekenis, daardie beweging van die een plek na die ander. En daarom moet ons baie goed verstaan dat hierdie bring van die offerandes was niks anders nie as 'n reis vanuit die kamp van Israel, waar die volk van die Here dan kamp opgeslaan het, na die tent van samekoms, en dan by die ingang van die tent van samekoms weer nog 'n reis na binnekant toe. Daar's die hele tyd hierdie beweging. Dis letterlik 'n drama wat afspeel. En mense, as ons enigstens iets, en ek verstaan dit self nie goed nie, maar as ons iets verstaan van drama, dan sal ons weet dit het 'n geweldige impak op 'n mens. As jy deelneem aan so 'n ritueel, dan het dit impak op ons. Ten minste dit behoort. Ek dink dit is ongelukkig iets van ons moderne mense, dat ons iets daarvan verloor het. Daardie bewuswording daarvan om deel te neem aan 'n ritueel en daardeur geweldig beïnvloed te word. Want in daardie reis wat die Israeliete doen, van die kamp na die ingang van die tabernakel, tot binne in die tabernakel, tot uiteindelik by die allerheiligste, is natuurlik 'n proses van transformasie, van verandering. Met ander woorde, die manier of hoe jy is, wanneer jy die tabernakel ingaan, is anders as toe jy nog daar buitekant was. Daar is die hele tyd hierdie proses van transformasie en 'n proses van toewyding. Wanneer 'n mens 'n bepaalde ritueel doen, is dit ook 'n manier waarop jy jou toewyding laat sien. Kom ons dink net gou aan ons eie huisgesinne weer. Julle almal het bepaalde rituele wat julle aan mekaar laat bind, hoop ek. Ja? Frank, ek is baie nuuskierig. Het julle so 'n ritueel wat julle as man en vrou aan mekaar bind? Ons braai baie so. Ja, nee, maar dit is presies. Dit is baie belangrik. Ons lag maklik daaroor. Maar dis 'n bepaalde ritueel wat mense saam bind. Want byna sonder dat ons dit vir mekaar sê, is daar sekere goed wat moet gebeur. Daar rondom, daar is die bring van die te drinke, daar is die bring van die vuur, daar is die bring van dit wat gebraai gaan word, en daardie goed bind 'n mens aan mekaar. Dit is vir my opvallend gewees dat my eie seun vra nou onlangs vir my, "Pappa, wanneer braai ons weer?" Nou, dan hoor jy dit daar. Dis daar iets van 'n verlange om so iets saam te kan doen. Dit het 'n bepaalde ook transformerende effek. Dit laat jou voel dat jy by mekaar hoort. En kom ons sê dit maar heel eerlik vir mekaar, dat die seksuele het natuurlik ontsettend baie juist daarmee te doen. Dis ook 'n bepaalde ritueel, 'n liggaamlike ritueel waarmee jy aan mekaar verbind word. Dis heel belangrik. Dit moet 'n plek hê in ons lewe, as jy dan ook in 'n huwelik staan. Baie belangrik is ook dat so 'n ritueel van offerhandes was ook 'n manier waarop grense oorskry was. Aan die ander woorde, die ingang tot die tabernakel het 'n heel duidelike grens gehad. En hoe weet ons dit weer? Ons het dit verlede week ook genoem. Hoe weet ons? Want daar is priesters wat die plek oppas. Hulle laat jou baie goed verstaan, hier is 'n grens wat jy nie sommer so oorgaan nie. So, om daar oor te kom of daar in te kom, moet daar nou 'n ritueel plaasvind. Iets wat jou oor die grens neem. En dit is dan, en dit sien ons in die eerste 8 hoofstukke van Levitikus, is hierdie offerhandes. Met ander woorde, die heel eerste ding wat ons moet verstaan van offerhandes, is 'n manier waarop grense oorskry word. Dis 'n basiese beginsel, maar as ons dit verstaan, gaan ons baie beter verstaan wat is 'n offerhande en hoe funksioneer dit, of het dit in elk geval gefunksioneer in die ou nabye ooste, waarvan Israel maar deel was.
Hulle het gelewe binne kulture waar daar bepaalde rituele gebeur het. En offerandes wat ook altyd te doen gehad het met die verhouding met of jou een God, of as jy baie gode gehad het, met al jou gode. Dit was 'n ritueel wat 'n bepaalde grens dan laat oorskry, sodat jy nader aan die God kan kom, of andersom, die God naby aan jou kan kom. So daar's 'n heel duidelike grens dus. So die doel dus van rituele is om dan, ek noem dit nou maar hier 'n tipe van 'n brug te bou. Dit is 'n kommunikasiekanaal waardeur die krag van die wêreld waarin jy inbeweeg aan jou as ware beskikbaar word. 'n Krag wat nie daar buitekant is nie. So die Israeliete was baie bewus daarvan, as jy in God se teenwoordigheid kom, gaan daar 'n bepaalde krag inwerk op jou. Nou, ek wil nie te veel vooruit spring nie, maar julle sal dadelik al onthou wat gebeur in Levitikus 10. Daar's 2 van die priesters wat doen wat hulle nie moet doen nie. Hulle bring vreemde vuur, en wat ervaar hulle dan? Daar is 'n krag, 'n bo-natuurlike krag wat hulle tref, want hulle word dan deur die vuur van God getref. En so jy moet weet, as jy hierdie ruimte ingaan, dan kom jy in God se teenwoordigheid in. En dit is 'n bepaalde krag. Kom ons noem dit 'n kragveld. In die Nuwe Testament kry ons dit dan ook baie duidelik by Paulus in sy briewe, ook as hy eintlik wanneer hy praat van die invloed van die Heilige Gees, is dit eintlik 'n manier waarop hy sê, kom binne die kragveld van die Heilige Gees. Dis letterlik wat dit is. Jy moet in die kragveld van die Gees beweeg. Dit is wat dit beteken om vervul te wees met die Gees. Jy stel jouself bloot aan die krag van God wat op jou kom inwerk. En mense, as God se krag op jou inwerk, kan jy nooit dieselfde bly nie. Jy kan nie, want jy het met die lewende God te doen. So die hele bedoeling van hierdie beweging van die een plek na die ander, die hele bedoeling van die grensoorskryding was transformasie. Ekskuus vir jou aaklige groot woord, maar julle verstaan wat ek daarmee bedoel. Die bedoeling was dus verandering van die aanbidder. Wow, mense, onmiddellik sommer so terwyl ek praat, dink ek, word ons nog verander wanneer ons kom aanbid? Word ons nog verander? Kan dit gebeur? Ek is so bly daar's 'n klomp wat sê ja. Want dit is so, as jy aanbid, gebeur daar iets. Jy is nie na die tyd dieselfde as wat jy was toe jy daar ingekom het nie. So, kom ek gebruik 'n algemene voorbeeld om hierdie oorgaan ook net weer te laat verstaan. Ons in Suid-Afrika het dit nou nie so baie nie, ons het so hier en daar ietsie daarvan, maar as jy in Europa kom en jy sien hierdie groot kathedrale, of selfs van die heidense invloed dan bepaalde tempels, as jy weer na die ooste toe gaan, sien jy hierdie indrukwekkende tempels. Nou, die van julle wat al in sulke kathedrale ingegaan het dit 'n invloed op jou, as jy beweeg van die buitekant van die kathedraal na die binnekant van die kathedraal? Ja? Kan julle dit in woorde bietjie omsit? Wat gebeur met jou as jy so in so 'n kathedraal ingaan? Wat gebeur? Jy kom onder die indruk van die heiligheid. Ekskuus Rihanna, jy wou sê? Ja. Flabbergasted, jy, wow. En dit was ook die bedoeling natuurlik van die middeleeuse argitektuur. Die bedoeling daarvan was om 'n bepaalde impak op jou te hê. Wat het ons gereformeerdes gedoen?
Jy kyk so. So plein as moontlik. Daar moet niks wees nie. Mense, dis so jammer. Dis so arm. Dis so arm. Is daar nie iemand onder ons wat net 'n argitek wil wees nie? Is wonderlike bouers onder ons. Net dat jy iets weer van daardie heerlikheid van God kan sien. Al is dit maar deur 'n gebrandskilderde venster wat 'n bepaalde motief afbeeld, wat jou onder die indruk bring van ons gaan God nou ontmoet. Ons gaan God nou aanbid. Ek sal in my lewe dit nooit vergeet en ek het dit sekerlik ook al hier is 'n voorbeeld genoem. Ek sal nooit vergeet die dag toe ek die eerste keer in die stadjie Maastricht, dis nie 'n groot stad nie, né? Dis relatief klein, maar toe ek in Maastricht was, 'n heeltemal sekulêre stad. En jy's daar op die stadsplein en dit is besigheid en is markies en al hierdie goed en dan reg langs hierdie stadsplein is hierdie pragtige middeleeuse kerkgebou, 'n Rooms-Katolieke kathedraal. En as jy daar ingaan, ewe skielik is daar 'n klomp kersse wat brand en nou kan ons van die kersse sê wat ons wil. Die belangrike is mense beweeg vanuit daai stad uit in daardie kathedraal in hulle honderde. Dit was vir my ongelooflik om dit te beleef in 'n stad wat eintlik op die oog af nie vir God dien nie. En tog, hoeveel van daai mense gaan soek 'n kerk op, hulle wil 'n bepaalde grens oorskry om iets van daai belewenis te hê van ek kom in God se teenwoordigheid. Is daar iets daar herkenbaar daarvan vir julle? Ja? Want 'n klomp van julle het dit al so beleef ook, né? Jy kom onder die indruk van hierdie ruimte waarin jy kom. En ja, dit sal pragtig wees as ons iets daarvan ook wel weer in ons kultuur, ook in ons kerkkultuur kan kry. Goed, so daar word 'n bepaalde grens oorgeskry en soos wat 'n mens daar in Maastricht beleef het, daar binnekant, dis net interessant, hoeveel mense daar instap, reguit na vore toe gaan en vir hulle 'n kers gaan koop en dit aansteek en dit hier voor laat brand. Nou sê ek nie ons moet nou die kers gedoe noodwendig doen nie. Dis nie wat ek sê nie. Dit gaan vir my oor die grensoorskryding van 'n lewe in 'n stad wat oënskynlik niks met God te doen het nie en die oorbeweeg na 'n ruimte waar daar gebid word. Wow. Dis fantasties. Dis ongelooflik. Te midde van 'n geharwar is dit letterlik jy beweeg 10 meter in 'n bepaalde rigting en is asof jy in 'n ander wêreld ingaan. Dis pragtig. Dis wonderlik dat dit so kan wees. Dis iets van die dramatiese. Daar gebeur iets, daar is beweging. Nou, so moet ons ook ons lewe met God ervaar. Die lewe met God is nie so plat soos 'n pannekoek, jy weet, alles is maar net dieselfde nie. Ons het tog in ons lewe met die Here ook hoogtepunte en die gewone dinge. En dan is daar feesvieringe, nie waar nie? Ek bedoel, wat het ons tog as kerk nie 'n pragtige 'n jaarlikse kalender, 'n feeskalender. Hoekom moet 'n mens 'n feeskalender? Wat moet die impak daarvan wees? Wat is die bedoeling daarvan? Jy kan uitsien na die volgende geleentheid. Ja, daar's iets om na uit te sien. Jy weet daar gaan weer 'n hoogtepunt wees. Die hele lewe bestaan nie net uit hoogtepunte nie, mense. As jy dit probeer, gaan jy uitbrand. In alle opsigte. In jou hele lewe, ook in jou geestelike lewe. Jy kan nie net op hoogtepunte lewe nie, maar hoogtepunte moet daar wees. Dan moet daar die uitsonderlike geleentheid of gebeurtenis wees. Kan ek net iets sê? Jy weet, dit is moontlik. Miskien moet ek so begin. Dis nie 'n ontmoeting of grensoorskriding bloot in 'n sogenaamde kathedraal nie. As jy nie God daar wil ontmoet nie, Ja.
dan is dit nie blywend nie. Nee, natuurlik. Op ons reëp het ek gesien, dat soveel mense sê, ek kan nie weer teruggaan na die bendes nie, ek kan nie weer teruggaan na dit toe nie, ek kan nie weer teruggaan na depressie nie, want ek het God hier ontmoet. Nou, in Florence, die kerk van Michelangelo, as jy daarin stap, vooraf staan 'n beeld van Dante, wat nou die Divina Commedia geskryf. Ja. Maar dit het my so gegrief, want dan sê hierdie grafte nou so, en die een staan, hier's Machiavelli, hier is Machiavelli, die grootste diplomaat van alle tye. Hier is Leonardo da Vinci, hier is die. En dan op die paadjie het party mense, seker in hulle strewe na onsterflikheid, het hulle graftombe in die looppaadjie met so 'n silhouet wat uitkom. Stap jy daaroor, dan staan die silhouet van al die stappe afgeskuur, Gesluit, ja. afgesluit. Dan bring dit jou so onder die indruk van die valse godsdiens. Omtrent soos Paulus op die Areopag is. Ek het gesien, julle is vreeslik godsdienstig. Al hierdie altare wat julle het, Ja. maar dit grief hom in sy siel, want dis 'n valse godsdiens. En ek dink dit is presies dit wat oom Chris nou sê, wat natuurlik die reaksie uitgelok het by die gereformeerde kerke in die 16de eeu, né? Daar was 'n klomp van hierdie goed wat mense nie eens meer verstaan wat hulle doen nie. Hulle het nie meer 'n ontmoeting met God gehad nie. So daar was hierdie teenbeweging om sê, maar kom ons kry hierdie goed net weg. Kom ons, so hulle het letterlik die beelde storm geloop en daarvan ontslaag geraak. Hulle het die pragtige vensters stukkend geslaan. Ek bedoel, dit is ongelooflik die skade wat aangerig is, maar verstaanbaar, né? As jy dit gaan verstaan binne die konteks waar dit wat jou aan God moes herinner het, dit wat jou tot aanbidding moes bring, eintlik nie meer daai funksie gehad het nie. En jy kry dit selfs in die tempel van die Here, né? In die tyd van die laatprofete, dat die Here sê, maar ek is nie meer in hierdie tempel nie. Julle kom hier in, maar ek is nie meer daar nie. Julle kan vrolik voortgaan met julle tempel, maar moenie dink ek is daar vasgebind nie. Nee, ons het dit ook al hier genoem. Esegiel is seker die bekendste profeet daarvoor, en Maleagi, wat sê, kom ons maak hierdie deure net toe. Nou, dit was inderdaad die effek in die tyd van die middeleeue, né? As al daai mooi dinge, Want die beelde het afgode geword. Presies. Het gebid vir Petrus. Ja, dit het afgode. Ja. Met ander woorde, ek kan verstaan dat hulle dit vernietig het, want dit het afgode geword. Het grap nie van verseker. Het doel gedien het in die gereformeerde kerk. Ja, en dan stem ek ook saam, dan liewer 'n poedelnaak kerkgebou met net 'n preekstoel, as al daai goeters jou aandag moet weglei van die Here self af. Né, dan sê ek ook, kom ons raak ontslae daarvan. Maar ja, daar is 'n, ek dink 'n gesonde balans wat 'n mens daarin kan gaan hê, om nie in afgoderry te verval nie, maar tog wel baie bewus te word van ons kom in die teenwoordigheid van die Here, né? Ons het al hieroor gepraat ook oor ons kerkgeboue. Is ons kerkgeboue nou 'n heilige plek? Is dit meer heilig as die straat daar buitekant? Nee, dit nie. En tog, ek sou in elk geval dit vreemd vind as ons kerkgebou byvoorbeeld uitverhuur om disco partytjies hier binnekant te vier. Hoekom sal dit vir my vreemd wees? Of is dit net ek wat koekerig is? Nee, dit pas nie. Hoekom nie? Geestesverskil. Ja, nee, jy voel dit met 'n stok aan. Daarmee sê ons nie ons gebou is heilig nie, maar ons gebruik dit vir 'n heilige doel. En dit wil ons graag respekteer. So daarom gaan ons nie allerhande wille partytjies hier hou nie.
Ja, ek hoop ons voel dit almal wel so klein bietjie aan. Goed, mense, nou ons ken ook vanuit die kulture waarbinne ons leef, sulke bepaalde rituele van oorgang. Dink byvoorbeeld, en ek ken nou maar, ek kom uit die Oos-Kaap uit oorspronklik, ek ken nie so bietjie die Xhosa kultuur, met die inisiasieskole. Julle ken die inisiasieskole, né, van die jong Xhosa mans, of seuns eintlik dan nog, as hulle 16 jaar oud is, gaan jy na 'n inisiasieskool. En wat is die bedoeling van daardie inisiasieskool? Ja, uiteindelik is daar 'n klomp afgoderry daarmee saam, maar formeel sê hulle, jy beweeg van een lewensruimte na 'n ander, van 'n seun na 'n man. Dis grensoorskryding. So binne daardie kultuur, as jy daardie ouderdom bereik, dan moet jy hierdie ritueel deurgaan om die grens te oorskry. Want as jy 16 jaar oud is en jy was by die inisiasieskool, weet jy wat gebeur met jou? Jou oë gaan ewe skielik oop vir meisies. Daar gebeur hierdie wonderlike ding dat jy ewe skielik vrouens begin raak sien. Maar dit is so, né? As jy daai grens oorgeskry het, dan gaan ander mans ook vir jou respek hê, want jy het die ritueel dan by hulle van besnydenis deurgegaan. En presies die teenoorgestelde van wat besnydenis in die Bybel beteken, waarvan is die besnydenis in hierdie kulture 'n teken? Die krag van die man. Ja, die vrugbaarheid. Dis jou beklemtoning van die krag van jou eie seksualiteit. Jy is nou 'n man en nou kan jy gaan vrou vat. Dit is wat dit is. Dis die grens wat oorskry word. En so het 'n mens sulke rituele in kulture, maar ook in kerke. So kom, ja. So mens kon sê dat 'n belydenis vir geloof 'n ritueel is. Jy skiet nou my, daar skiet jy nou my kruit heeltemal op. Ja, nee, pragtig. Ek is so bly want jy maak daai link en dis reg. Ek gaan net gou so een stapie terugneem, want kom ons presies daarby uit. Kom ons gaan net gou eers weer na die Rooms-Katolieke Kerk. Die Rooms-Katolieke Kerk het 'n ritueel, wat hulle ook selfs 'n sakrament noem, van confirmation. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord daarvan is nie. Bevestiging of aanneming, want dit kom dan later uit by wat ons dan ook het in die gereformeerde kerke, maar julle weet die ouderdom is nie presies vasgestel nie, maar dit lyk asof die gemiddeld so rondom 12 jaar oud is. As hulle hier rondom 12 jaar kom, dan ontvang jy die sakrament van confirmation. Dan gaan jy steek 'n bepaalde grens oor. In die Rooms-Katolieke tradisie sal hulle altyd sê, jy aanvaar op 'n manier verantwoordelikheid vir jou doop. 'n Rare uitdrukking wat ons baie keer ook oorgeneem het. Ek aanvaar verantwoordelikheid vir my doop. Mense, ons kan nooit verantwoordelikheid vir ons doop aanvaar nie. Ons moet baie mooi dink as ons dit so sê. Wat bedoel ons by ek aanvaar verantwoordelikheid? Die doop is God se teken vir ons. Hy bly die verantwoordelike een. Hy gaan jou God wees. Hy gaan jou lei. Hy gaan jou versorg. Maar goed, daar het ons hierdie ritueel. So as jy, kom sê maar in 'n Romeinse kerk, ouer as 12 is, dan het jy daai grens oorgesteek en dan gebruik jy natuurlik ook die sakrament. Dan kan jy ook die sakramente begin gebruik. En nou is ons presies by wat jy net nou gesê het. Ons het iets soortgelyk in ons gereformeerde tradisie. So vertel ons gou daarvan. Ja, ons doen belydenis, maar dit is meestal op 'n baie ouer ouderdom. Tensy jy nou natuurlik wil vroeër, maar dan word jy wel ondervraag. Ja. Alhoewel nie ondervraag nie, soos getoets. Ja, jy word getoets, né? Ja. Ja. Ja, so dis baie belangrik. By ons is dit nie 'n sakrament nie.
maar dit is wel 'n baie belangrike ritueel in ons kerklike lewe, dat jy belydenis van geloof aflê. En daar word 'n sekere grens oorgeskry in ons kerklike tradisie, en dit is naamlik ook weer eens, dat tot dan gebruik jy nie die sakrament van die nagmaal nie. So die belydenis van geloofaflegging ontsluit dan as ware vir jou die toegang tot die nagmaaltafel. Dit is 'n bepaalde ritueel, en ons doen dit dan op 'n later ouderdom, maar ja, weer eens, ek hoop julle hoor die gedagte wat ek wil kommunikeer, daar's grensoorskriding. Jy beweeg van die een ruimte na 'n volgende. Daar word dinge vir jou ontsluit, waartoe jy voorheen nie toegang gehad het nie. Anton. Dit wat ek sopas gehoor het, vir die doop, skep die indruk dat wanneer jy gedoop word, net God verantwoordelikheid het. En dit kan ek nie koop nie. En die ouers word verplig om hulle kinders hier volg te doen, en maar as hulle volg. So daar is inderdaad ook 'n verantwoordelikheid op die ouers. En as die kind dan sê, ek staan hier voor die getuies, en ek neem daai verantwoordelikheid van my ouers oor vir myself. Ek dink dit is wat ons Ek dink dit is wat ek dink jy's 100% reg. Ek dink dit is wat mense daarby bedoel. My pleitrede is net, kom ons wees net versigtig met ons taalgebruik, want onthou, ek kom wel uit 'n ander kerklike agtergrond, uit die NG Kerk uit, waar die doop grootliks nie meer gesien word as God wat 'n belofte aan ons maak nie, maar ons wat aan God eintlik 'n belofte kom maak. So, of dan die ouers, né, daar word gepraat van die doopbelofte. En wat is daai doopbelofte? Dis die belofte wat die ouers afgelê het om die kinders te onderrig. So, mens moet net altyd versigtig wees. Dis maar al waarvoor ek pleit, dat ons nie daar die fokus en die belangrikheid wegskuif van God wat sê, jy is my kind, ek is jou God, en dat ons eintlik sê, maar dis ons wat iets vir God kom sê. Natuurlik sê ons ook iets vir God. Dit is wesentlik deel daarvan. En tereg, Calvin praat heel breedvoerig ook daaroor. Dit is baie belangrik. Maar ek dink julle hoor wat ek sê. 'n Mens moet net nie God as waar op die agtergrond skuif, asof hy nie die een is wat 'n belofte maak nie. Maar kom ons kom dan nou uit by Sondag 27 van die katekismus. Almal van julle het nou seker die katekismusse by julle nie, maar ek wil nou juis ook wys op die ritueel van die doop. Want die doop is 'n baie belangrike ritueel waar daar 'n grens oorskry word. By vraag 74, nou juis oor die doop van die klein kindertjies. Die vraag is, moet die jong kinders dan ook gedoop word? En dan is die antwoord hier, daarom, en ek lees nou maar die tweede deel van die antwoord terwyl van tyd, daarom moet hulle, dit is nou die klein kindertjies van gelowige ouers, daarom moet hulle ook deur die doop as 'n teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf word. Wow, wat gebeur dus by die doop? Hier's 'n ritueel wat doen? Jy word letterlik opgeneem in die kerk. Dis 'n ritueel, dis 'n grens wat oorskry word van nie deel van die kerk nie, na deel van die kerk. Nee, dis baie belangrik. Die doop wil dit juis vir ons sê. Dit is 'n geweldige betekenis in ons lewe, dat God het gekom en hy het my as ware uit die een sweer gevat en my in 'n ander sweer, 'n lewenssweer, kragveld ingebring. So dis die een ding, is in die kerk ingelyf, maar dit het nog 'n betekenis. En van die kinders van die ongelowiges onderskei word. Daar het ons dit ook. So daar word met die doop nie net 'n grens oorskry nie, maar ook 'n grens getrek, waar jy wel mag oorgaan. Daar word 'n onderskeid gemaak tussen die kinders van gelowiges en die kinders van ongelowiges. Sien, dit is weer twee lewensruimtes.
En dis omdat daardie twee ruimtes so 'n werklikheid is, dat Paulus in 1 Korintiërs 7 vir die gelowige ouers gaan sê, daarom is julle kinders heilig. Julle kinders is heilig. Wow, hulle is nie, dit beteken nie dat hulle moreel absolute foutlose voorbeelde is nie. Dis nie wat die Here daarby bedoel nie. Maar hulle behoort wel aan hom. So, weer eens, julle sien die belangrike ding wat ek wil beklemtoon, die van grensoorskryding. Van een ruimte beweeg na 'n ander. Nou, mense, dit alles het ek nou maar gesê om te kan verstaan wat gebeur hier in Levitikus 1. Hier kom hierdie Israeliet met sy offerande en hy beweeg van die kamp rondom die tabernakel en hy kom tot by die ingang van die tabernakel en ewe skielik lê daar 'n grens. En die grens moet oorskry word. Dit moet oorkom word. En daar's net een manier. En dit het God voorgeskryf, dis deur die bring van hierdie offers. Op die manier wat God dit dan ook voorgeskryf het, né? So jy kom baie bewustelik en jy weet, hier gaan iets gebeur. Want God het, en dit het net 'n rukkie voor dit gebeur, God het met sy wolk van heerlikheid in die tabernakel ingekom, so jy weet, jy gaan as ware in hierdie wolk inbeweeg. Onthou julle nog wat met die Here Jesus gebeur? Handelinge 1, vanaf vers 10 tot 12 ongeveer, net dat die Here Jesus verdwyn voor die oë van sy disippels. Hoe gebeur dit? Wat gebeur daar? Hy verdwyn in die wolk van heerlikheid in. Met ander woorde, hy beweeg as ware tot daar waar God se troonkamer is. Hy beweeg daarin. Mense, dit het die Israeliete baie goed besef. Jy kom nie sommer so in die tabernakel nie. Jy nader tot God. Dit wat ons nou gesing het van in Psalm 100. Kom dien God met blydskap. Gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig. Dis die uitnodiging van hierdie tabernakel. Kom nader voor sy aangesig. Kom dien hom met blydskap. Daar is 'n grens. Maar daar is 'n brug ook oor die grens. En daai brug het God self gegee. Die offerandes. Hy het jou geseën met vee, sodat jy van die vee kan bring. God kom vra nie van jou vee om God meer ryk te maak nie. Wie het vir wie ryk gemaak? Sorry. God het hulle ryk gemaak. Hy het gesorg dat hulle vee het. Hy het gesorg dat hulle iets het om te offer. En nou sê die Here, kom dan met dit wat ek jou gegee het in my teenwoordigheid in. Ek herinner julle maar weer aan die bekende aanhaling van Augustinus, en ekskuus dat ek dit baie keer sê, maar dit bly vir my aangrypend. As Augustinus sê in sy belydenisse, God gee vir my wat u van my vra, en vra dan net wat u wil. Gee vir my wat u vra, en dan kan u vra net wat u wil. En dis wat hier gebeur met hierdie offerandes. Die Here vra offerande, maar hy gee dit. Lang voor die tyd het hy dit gegee. Sien, Augustinus het iets hiervan verstaan, van wat dit is om uit genade te lewe en in God se teenwoordigheid te kan kom. Gee wat u vra, dan kan u vra net wat u wil. En dan vra die Here nogal iets spesiaal. Jy bring sommer die eerste die beste bul daar uit jou trop uit, nie waar nie, Peter? Presies, want jy weet met wie jy te doen. Die grens wat jy oorskry is na die aangesig van die lewende God. So jy kom nie met jou lam en jou siek diertjie daaraan nie, die een wat jy in elk geval so keel afgesny en waarskynlik weggegooi het. Gebraai. Ekskuus tog? Gebraai. Ongebraai, né? Ja. Of weggegee het vir die armes.
né? Mense soos ek. So goed. So hier is in ons lewe met God, dis ongelooflik belangrik dat ons hierdie grensoorskriding moet verstaan. Want ek wil vir 'n oomblik dat ons na die Nuwe Testament toe gaan. En spesifiek dus na die Evangelie van Johannes. Hierdie oorgaan van die een ruimte na 'n ander word nou juis pragtig verwoord deur Jesus self, aan wie die mag gegee is om ons te laat oorgaan van die een plek na die ander plek, van die een status na die ander. Iemand wat dalk al Johannes 5 vers 22 tot 24 oop het. Johan, sal jy dit vir ons kan lees asseblief? Johannes 5 vers 22 tot 24. Luister nou mooi hoe hier beskrywe word dat by Jesus daar oorgegaan word, 'n grens oorskry word, oorgesteek word. Die Vader oordeel ook niemand nie, maar hy het die volle oordeel aan die Seun oorgegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Amen, amen, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en vir hom is daar geen veroordeling nie, maar hy het uit die dood na die lewe oorgegaan. Wat het daar gebeur? Hy wat in my glo, Rihanna, wat gebeur met daai persoon? Ja, maar wat gebeur is met hom? Hy gaan oor van die dood na die lewe. Sien, daar is 'n verplasing van 'n doodsruimte waarbinne jy geleef het, totdat as jy Jesus ontmoet, en dis eintlik maar 'n weerspieëling dis van wat gebeur by die tabernakel. Jy kom by God, jy kom voor sy aangesig, en nou sê Jesus, as jy my gesien het, het jy die God van die tabernakel gesien. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien, en ek laat jou oorgaan van die dood na die lewe. Sien julle die grensoorskriding? Dis wat ek het Johannes ook gesê. Ja. Of Jesus vir my. Ja. Niemand kom na my, tensy hy nie wedergebore is. Ja, en wat is 'n grens wat oorgesteek moet word? En mense, as ons dit eenmaal hoor, dis oral in die evangelie. As die Here ook vir sy volk sê, julle het oorgegaan van die dood na die lewe. Julle het oorgegaan van die duisternis na die lig. Julle het ingekom uit die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig. Dis daai hele tyd die oorgang van die een ruimte na die ander ruimte. En nou sê Jesus ook, en ek kan dit vir julle sê, want die Vader het aan my daardie mag gegee. Die Vader het gesê, dat elkeen wat in jou glo, gaan oor van die dood na die lewe. Mense sien in jou gedagtes, dis die prentjie van die Ou Testament, van iemand, 'n Israeliet, wat kom, onthou Jesus praat ook hier in Johannes 5 met verbondsmense, met die Israeliete. Nou sê hy vir hulle, julle hoef nie meer tempel toe te gaan nie, julle kan na my toe kom. Wil jy nader kom aan God se aangesig? Glo in my. Hier by Jesus moet jy die grens oorsteek. Hier by my is die bruggie. Die brug om oor te gaan van die dood na die lewe. Ekskuus, jy wil. Ek het gedink eintlik hoe mooi dit dan ook is, soos wat ons daai grens oorgaan en dan ook hoe ons ou mens moet laat afsterwe en dan die nuwe mens moet aantrek, amper asof jy aantrek omdat jy kan gaan. Mensies. Soos wat hulle met die naby die vyand trek dan trek hulle die saadies aan. Selfs mense wat nie moslems is nie, moet ook goedjies aantrek om respek te wys na daai dat jy die nuwe mens aantrek sodat jy in daai spasie kan ingaan amper. Of wel dis kind of reciprocal. Sondag 33 van die katekismus, meisiekind. Dis presies wat jy nou gesê het.
Is dit nie pragtig nie? Beklee julle nou met die nuwe mens in Christus. Moenie meer die ou klere dra nie, dra die kleed van Christus. Beweeg oor van die een identiteit na die ander identiteit. Pragtig, pragtig. Daar het jy dus daai beeld ook. Jy het oorgegaan van die een ruimte, van die een kragveld na 'n nuwe kragveld. Of soos Johan ook gesê het, jy word van bo af gebore, daar van bo af word vir jou 'n deur oopgemaak by Christus. By Christus gaan daai deur oop. So Jesus is nou die plek, is nou die poort van die tabernakel, van die heiligdom van God. As jy by hom is, hoef jy nie meer na die tempel in Jerusalem te gaan nie. By hom stap jy as ware die kragveld van die hemel in. Verstaan julle wat ek maak? Dit 'n klein bietjie sin, Leneke? Ja. Is dit nie aangrypend die mense as ons verlossing begin verstaan in Ou Testamentiese terme, né? Soos Levitikus, jy die grens oorskry met die offerhande. Né, jy bring na God toe die gawe wat hy in elk geval gegee het. En wat bring jy na Jesus toe as jy na hom toe kom? Jy bring net jouself. Dis al. Jy bring net jouself met al jou nood, met al jou behoeftes, met al jou ellende. En jy kom kry by hom wat jy nodig het. Nou kom ons sien, nou ook, ons sit gou ons Bybel lees in Trierad. Net gou terug na Johannes 1 toe. Want Jesus beloof dit al. Heel aan die begin van Johannes 1. As wanneer hy praat, wie is die kerel tog met wie hy nou daar gesels? Kom ontgaan sy naam nou. Gee jouself as lewende en heilige offers. Nee, dit is daar is ook pragtig. Dis Romeine 12, wat ek nou aan dink is aan die einde van Johannes 1 vers 32 tot 34. Wie is die man met wie hy tog hier praat? Nathanael. Met Nathanael. Iemand wat dalk vir ons Johannes 1 vers 32 tot 34 kan lees? Sorry, het jy dit dalk daar? Dis nie dat Ja, dit is nie daai. ja, daar 32 tot 34 nog wat Johannes. Ekskuus tog, ja, dankie, ekskuus tog, ja. Ek spring nou oor die een vers. Nou inderdaad, eers by die doop van die Here Jesus, waar hy dus nou aangewys word as die plek waar jy God kan ontmoet. So asseblief vers 32 tot 34. Then John gave this testimony. I saw a spirit come down from the heavens as a dove and remain on him. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is God's chosen one. So wat sê Johannes die Doper dus? Hy sien die Gees van God, dis daar dieselfde Gees, die wolk van heerlikheid, wat op die tabernakel neergedaal het, daal nou neer op Jesus. En soos wat daar die wolk in die tabernakel gebly het, sê Johannes, en daar die Gees het by hom gebly. Dit was nie 'n tref en trap geleentheid nie. Dis nie Jesus kry die Gees vir 'n oomblik en dan is dit weer weg nie. Now you see me, now you don't. Nee. Die Gees kom op hom en die Gees bly by hom. Wil jy dus nou met hierdie Gees van God se teenwoordigheid, want onthou in die Nuwe Testament is die Heilige Gees veral die teken van die teenwoordigheid van God by sy volk, né? So kyk, jy kan dus nou en jy moet hierdie grens oorskry by Jesus. En daarvoor kry ons 'n hemelse teken. En die laaste profeet van die Ou Testament, Johannes die Doper, wys dit. Hy sê ek het dit gesien en ek getuig daarvan. Op hom bly die Gees van God, daardie wolk van God se teenwoordigheid. En nou gaan dit nog die een stapie verder. Miskien Jakobus, as jy dit vir ons kan lees
wanneer Jesus dan nou inderdaad met Nathanael praat, om te wys hoe hierdie hemel oopgaan vir ons by Jesus. Johannes 1 vers 50 en 51. Jesus antwoord hom, glo jy omdat ek jou gesê het dat ek jou onder die vyeboom gesien het, jy sal nog groter dinge sien. En hy sê vir hom, amen, amen, ek sê vir julle sal die hemel oop sien en die engele van God wat opstyg en neerdal op die seun van die mens. Is dit nie aangrypend nie? Daar is ewe skielik 'n brug gebou. Daar skeiding tussen hemel en aarde. Maar hier is 'n brug gebou. En wat is die brug? Ja, 'n leer. En waar kom daar die leer op aarde neer? Waar kan jy daai kontak maak met die hemel? By hom, by Jesus. Hy sê, ek het hierdie leer gesien, wat neerkom op Jesus. En daar is die hemel oop. Dit is soos wanneer jy by die tabernakel kom, en die deur van die tabernakel gaan vir jou oop, dat jy in God se teenwoordigheid kan inkom. Nou sê Jesus hier, Nathanael, dit gaan julle sien by my. Julle gaan die hemel geopen sien, en dit gaan soos 'n leer wees met beweging as ware tussen hemel en aarde. By Jesus word die brug gebou om in God se heilige teenwoordigheid in te kom. Heel aangrypend. En net in die volgende hoofstuk, maar terwille van tyd, het ek 'n doelbewus nie ingesit nie, maar onthou nou net in die volgende hoofstuk, gaan Jesus tempel toe. En dan gaan kondig hy homself aan as, ek is die tempel. En breek hy die tempel af, en in 3 dae sal ek hom opbou. Dan wys hy daarop dat sy liggaam letterlik die tempel, die ontmoetingsplek tussen God en sy kinders geword het. Die liggaam van Christus is die ontmoetingsplek. Waar moet ons wees om voor God se aangesigtes te kom? Delia? In Jesus. En dis wat jy oor en oor by Paulus hoor. Waar wil hy wees? In Jesus. In Christus. En Christo, staan dit in die Grieks. Daar's net een plek waar ek wil wees. In Christus. Ek wil by hom skuil. Ek wil by hom, nee, in hom gevind word. Filippense 3. Ek wil in hom gevind word, want hy is die tempel. By hom is daar grensoorskriding. Heel aangrypend. Gaan die hemel vir ons oop, mense? Geloof in Jesus word dus heel letterlik die ritueel van oorgang, van die dood na die lewe, van die duisternis na die lig. Dis daai oorbeweeg by Jesus. En mense, as jy nou Johannes se briewe ook gaan lees, dan hoor jy dit, hoe hy die hele tyd praat oor hierdie kontras wat daar is tussen duisternis en lig. As jy by God is jy in die lig. As jy nie by God is nie, is jy nog in die duisternis. Hy praat die hele tyd oor hierdie 2 ruimtes wat jy moet oorskry in Christus. Kom wees in Christus. Dan het jy gemeenskap met God. Dan is jy voor die aangesig van God. Heel aangrypend, hè? Goed, en dit is nou mense waarmee Levitikus begin. Hierdie 3 verse wat ons in die begin saam gelees het. Ons het nog 6 minute oor, gaan ons gou dit klaar maak. Dis wat nou gebeur in Levitikus 1, as hy sê, of kom ons kyk nou net, hier word nou gepraat van, wanneer jy jou offer na die Here bring, en mense, hier help dit nou ongelooflik baie, as jy Hebreëus ken. En ek sê dit nie uit meerderwaardigheid uit nie, maar dit is nou maar ongelukkig so. En dit is ook om goeie dominees hopelik 'n bietjie Hebreëus ken. Want jy sien hier, net in Levitikus 1 vers 2, sien jy 4 keer 'n woord, wat beteken om nader te kom.
In Hebreëus, julle het sekerlik al die woord gehoor, korbaan. Korbaan is om nader te kom. En dit is wat ons dan baie keer vertaal met 'n offerhande, waarmee jy nader kom. Letterlik. So daar staan 4 keer, en ek lees dit nou in die Afrikaanse vertaling. Wanneer een van julle 'n offer, 'n korbaan, nader bring. Daai woord bring is in Hebreëus presies dieselfde wortel as die korbaan. Dieselfde 3 Hebreëse letters vorm die basis van om nader te bring. Om 'n offer te bring beteken om nader aan God te kom. Hy moet dit, of nee, en dan sê ook, maar jy moet jou offer, jou korbaan, moet jy dan weer nader bring. So tot 4 woorde wat presies dieselfde stam het. Sê hy, dit is wat julle moet doen wanneer julle 'n offerhande bring. Julle kom nader aan God se aangesig. So julle moet nou, wie van julle gebruik 'n Bible Hub? Ja? Gaan kyk 'n bietjie, doen julle self die guns, want daar gee hy baie mooi die Hebreëse stamletters ook. En jy gaan sien, daar is dieselfde stamletters wat elke keer in al 4 daai woorde elke keer herhaal word. So 'n offerhande bring beteken om nader te kom aan die Here. So dit is waarmee Levitikus begin. Hy begin met, wanneer jy nader kom aan God, bring daardie offer. Bring dit. Dis hoe jy nader aan God kom. En in vers 3 gaan hy net so verder voort. Ek wil nie eers na die res van die hoofstuk gaan kyk nie, maar vers 3 sê dit ook. Jy moet 'n bul wees sonder gebrek wat jy bring. Jakriep is die woord wat daar gebruik word. Weereens die 3 stamletters van korbaan, van die offer wat gebruik word. En hy moet dit na die ingang van die tent van ontmoeting bring. Offer moet gebring word. Dis daai beweging, daar word 'n grens oorgeskry. Dis wat 'n offerhande doen. En mense, as Christus dan kom, en hy kom gee vir ons homself as 'n korbaan. Wat is wat hy doen? Hy kom gee homself as korbaan, as 'n offerhande. Kom offer hy 'n gehoorsame lewe aan God. Dan is dit by hom waar ons in God se heilige teenwoordigheid inkom. So mense, kom ons kry daai prentjie in ons kop wat so relevant is vir ons tot vandag toe. Kom in God se teenwoordigheid in. Nou nie meer met 'n dier wat ek bring nie, maar in Christus kom ek voor God se aangesig. En kan ons dit met vrymoedigheid doen? Ek hoop so. As dit ons nie vrymoedigheid gee nie, mense, wat gaan ons vrymoedigheid gee? Ek wil net vra, daai korban en kom nader, impliseer dit dat opoffering, jou opoffering van wat ook al, bring jou nader aan die Here. En dan eintlik wat hulle wys deur die feilbaarheid van die Israeliete, is dat geen opoffering van jou ooit genoeg gaan wees nie. So Jesus is dan die ultimate opoffering. Absoluut. Wat daai weg vir jou ook nog om nader te kom. En ook die enigste, die ultimate en die enigste. So daarom is die offers wat ons nou nog bring, is lofoffers. Met ander woorde, dis gewoon dankbaarheidsoffers. So Romeine, jy het net nou Romeine 12 aangehaal. Stel julle lewens nou as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. En met ander woorde, jy kom met jou lewe en jy stel dit in God se diens. Want dis wat jy daarmee sê. Dis nie 'n manier waarop ek 'n tool het waarmee ek nou nader aan God kan kom nie, maar dit is die manier waarop ek nou my lewe in God se diens gaan stel, omdat ek deur Jesus naby gekom het. Hy is die ultimate, jy het dit nou so mooi gesê. Hy is die ultimate, maar hy is ook die enigste.
En dit is alleen maar in sover as wat ons in hom deel, dat ons dus by God kan kom. Ja, so ja, daar is nog offers, maar dis offers waar ons gewoon onsself in diens van die Here kom stel, of dit wat ons dan ook nou net hierna gaan doen, wanneer ons of deur gebed of deur sang 'n lofoffer aan die Here bring, né? Dat ons net sy lof besing vir sy gawes wat hy vir ons gee. Mense, maak dit 'n klein bietjie sin vir julle. Ek hoop dat ons op die manier ook Ou en Nuwe Testament bymekaar kan bly hou. Want die twee weerspreek nie mekaar nie, absoluut nie. En daarom, mense, ek hoop as ek net hierdie een ding by julle kan laat, en ek kan daarna doodgaan, sal ek bly wees. As julle net kan onthou dat Levitikus is nie 'n dooie boek nie, dis 'n boek van beweging, om nader aan God te beweeg, en 'n uitnodiging is vir ons. Dieselfde uitnodiging wat Hebreërs later sê, as hy sê, kom dan nou met groot vrymoedigheid in die heiligdom van God in. In Christus is daar 'n brug gebou, daar's 'n leer by Christus, wat hemel en aarde verbind. En die uitnodiging is kom. God wys nie weg nie, God nooi uit. Kom. Goed. Miskien nog 'n opmerking, 'n vraag. Goed, is daar, mag ek vra vir iemand, ek sal jy miskien vir ons kon eindig met gebed, en dan sing, of kom sing eers, nee, kom ons sing, vers 3 en 4 van Psalm 100, en dan, as Wieke dan vir ons kan eindig met gebed. Kom deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis, o ons volk sang, verhef sy lof en prys sy naam. Want goeie diere is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou hul krag, tot in die laaste nageslag. Here, ons kom vanaand weer op ons knieë voor U voete om U te dank en te loof vir die geleentheid wat ons vanaand gehad het om U woord op te maak en U wysheid te ontvang. Ons dank U ook dat ons so met die woorde van Psalm 100 kon lof en lofprysing na U laat opstyg, soos die brandoffers van Levitikus ook. Dat ons daardeur ons lewe kan toewy aan U en daarop ook op U mag staat maak en op U mag vertrou. Laat dit in ons harte weer gaan deur die week wat voor lê, elke dag wat ons die nuwe dag aanpak en weer die nuwe seëninge en genadegawes van U mag ontvang. Ons bid dit alles in die naam van Christus. Amen. Dankie mense, weer eens vir julle geduld.